Rentekoerse het toe nie gestyg nie en die rand verswak alweer. Ek en Waldo gaan stel ondersoek in en gesels oor sy nuwe wisselkoers vooruitskattingsmodel en wat dit vir ons sê. Als in hierdie week se ekonomie-oorsig wat met trots aan jou gebring word deur FFG. Die rand verhandel tans op R16.76 teenoor die Amerikaanse dollar, op R19.06 teenoor die euro en op R11.69 teenoor Australiese dollar. Die Brent olieprys staan tans op $86.70 per vat. Ons verwelkom weer vir Prof Waldo Kriegel van die Noordwes Universiteit vandag. Waldo, daar is baie om oor te gesels. Baie welkom. Dankie Johnny, interessante tye. Daar is so uitdrukking wat sê, mag geen interessante tye leef, maar ek dink nie dis 'n wens vir iemand nie. Maar volatiel ook. Ja. Nee, wisselvallig is die woord. En dan so interessant was die reepekoersbesluit laasweek. Ek wil 'n bietjie meer daar praat. Wat ons het vasoortuig gewees en ek dink daar's baie mense wat baie geld verloor het wat ook vasoortuig was dat die rentekoers gaan opgaan. Dis hy. Maar hy toe nie. Hy toe nie. So 'n 4-2 besluit, wat interessant is, so die oorwig van die komitee het gedink dit hou hom. En 2 lede het gesê verhoog. So dit was half die posisie binne in die komitee. Die verklaring was interessant. So die gouverneur het eintlik die hele gewone storie vertel. Hy het gesê oliepryse, onsekerheid, oorlog en ek het nou die gehoor van hy en dis hoekom ons gaan verhoog. Absoluut, ek het die YouTube gevolg, dan kyk mense nou soos die ouens opmerkings maak soos hy gaan. Dan spot die mense en sê en daarom gaan die reepekoers weer verhoog. En toe verras hy ons almal en sê nee, en daarom gaan ons die reepekoers dieselfde hou. So dit het 'n klomp mense op die verkeerde voet gevang. Daar was 'n lekker berig in Moneyweb gister oor Citigroup wat 'n groot rand-euro wetenskap aangegaat het vir 'n sterker rand en toe daai posisie moet sluit met nogals beduidende verliese. En hulle is 'n bietjie heilerig ook in die nuusberig daaroor. Ja. Om te sê dit was nou teen verwagting en so voort. En hulle dink die rand is nou kwesbaar en ons maar net vasbyt want die volgende ding gaan wees dat die effekte opbrengste gaan begin raak en so voort. Ja, so is nou maar net. Ja, hulle is bietjie suur oor die storie. Ja. Maar dit is as gevolg van die reepekoers dieselfde gebly het die rand 'n bietjie verswak weer. Ja, eintlik nou. Dis nou moeilik om daai oorsaaklikheid van die een na die ander te koppel, want jy kan nou ook sê, maar dis omdat inflasie hoër is die verwagting dan dat ons uitvoere gaan duurder raak en al hoe jy hulle mededingend gaan hou is deur die wisselkoers wat moet verswak. Wow. So, maar hierdie goed is so verweef, in reaksie daarop skuif rentekoerse ensovoorts. Maar ja, die kort en die lank is die rand toe nou heelwat swakker hier by 16.80 gedraai, ek dink Vrydag en Maandag. Dis ek bly vir ons mielieboere. Hulle is nou 'n kort en daar's nou meer vallertjie vir hulle, So ja, en effens sterker nou in die hoë 1670s. So ons gaan 'n bietjie kyk hoe verteer die mark hierdie. Daar is nou ook kans wat sê ja, maar die sogenaamde forward rate agreements wat nou vooruit ooreenkomste op rentekoerse is wat in instrumente wat banke bymekaar leen. Dit het ook gewys dat die verwagting daar is dat die repo gaan opgaan. Teen 'n hoër inflasiekoers met jou verwagting was ook dat hy opgaan. Nou almal het so gedink. Die vraag is nou eintlik, het die bank inkonsekwent opgetree? Het hulle nou hier eintlik vir mense begin die mekaar maak oor of is hulle ernstig oor die 3% mikpunt of nie? Ek dink nie so nie. Omdat hy by die inflasie op 5% was. Ja, nou, jy kan hy selfe stel data gaan lees en by die hou gevolgtrekking uitkom. Deur te sê, maar ons gaan kyk na hierdie inflasiedata en hulle kyk nie net na die vorige maand se inflasiedata nie, hulle het 'n model wat vir hulle dit vooruitskat. So het hulle selfs al gaan kyk jy net nou na Junie maand se inflasiedata, kan jy sê, maar hierdie is nog steeds hoofsaaklike brandstofpryskok. Daar is nie groot stygings in ander goedere nie. Daar is bietjie in dienste, maar dis elektrisiteit. Dis nie gewone, dis nie haarsny en rekenmeester en sulke dienste nie. Dis Eskom en die munisipaliteite. So dink jy die rentekoers is dan sywaarts gehou met die verwagting dat die oorlog hierdie impak, want die impak raak al hoe minder op oliepryse, soos die oorlog nou aangaan, dat olie dalk gaan afkom of hy gaan iewers moet seker weer afkom. Ja. En dat hierdie inflasie dan half gaan verdwyn. Ek dink daar is 'n deel van daai siening daar en ek skat hulle moet daar verdiskonteer dit op 'n manier want hy het ook gesê die hulle wat praat van die quarterly projection model, hy wys dat inflasie eintlik nou sywaarts beweeg
dit vir die res van die jaar. En hulle het reeds 'n inkrimpende posisie. Die repo is hoog genoeg om te sê dis inkrimpende beleid. So gegee dit alles, dit kan ek verstaan hoe 4 lede van die komitee kon sê, ons het nou vinnig toe die inflasie begin opgaan, die repo opgesit, ons het daai waarskuwingsskoot geskiet, en nou sê die data vir ons moet wag en kyk waarheen gaan dit volgende. En wat Amerika doen. Wat daar sentiment en inflasiesyfers lyk so knertsie beter op die hoë frekwensie goed. So daar hulle kan ook self sny. Ja, dis ons al ons randprobleme weer opgelos. Dis siening, ja. Ja. So gegee al daai, dink ek nie my siening nou, maar ek dink nie die komitee was so ver verkeerd nie. Die finansiële markte spring nou 'n bietjie op en af oor, ja, maar hierdie was nou onverwags en dit skep onsekerheid ensovoorts, maar het ons nou minder vertroue in die goewerneur en die span daar? Ek dink nie so nie. As dit lyk of daar 'n tweede ronde inflasie effek is, gaan hulle nie bang wees om vir ons 50 basispunte te gee nie. Dis die tipe ouens wat ons daar het. Ja, gaan tog, ek dink hulle is nie bang om teen die golf te gaan eintlik nie, en dit skep amper meer geloofwaardigheid. Om te sê, ons kyk in data, ons kyk regtig wat aangaan. Dis nie wat die mark gaan verwag wat ons gaan doen nie. Ons gaan regtig doen wat ons dink is die beste. Hy het ook gereageer op 'n perskonferensie later wat mense nou gesê het, ja, maar ons het dit nou nie verwag nie, en hoe analiste het heeltemal anders gedink. Het hy gesê, wel, hierdie is 'n onsekere omgewing. Ons almal het hierdie onsekerheid, en miskien vind ons oor 2 maande uit ons was verkeerd, dan gaan ons die repo lig. Ja, so kreën. Dis ook al heel oor ander goed. Maar so 'n interessante paar dae nou na Donderdag se besluit eintlik in die markte en in die nuus. Waldo, jy het ook 'n wisselkoersmodel, vooruitskattingsmodel ontwikkel, en ek dink ons wil bietjie elke week bietjie daaroor ook gesels, of probeer daar gesels, dat ons ook bietjie 'n datapunt het. Met die wisselkoers nou wat so verswak het, wat het jou model gesê en wat sê hy vorentoe? Waartoe kan ons aan die einde van die jaar toe beweeg? Johnny, dis reg, luisteraars wil nou nie weet nie, maar ek en jy praat nou al die hele jaar so ver oor hierdie model wat op pad is. So die ding is nou uiteindelik aan die gang, en ek moet nou 'n manier kry om hom bietjie daar buite te kry, dat mense kan begin lees. So dis eintlik 'n klomp verskillende modelletjies wat dan nou saam 'n vooruitskatting maak van die rand. Mens moenie bang wees om verkeerd te wees in hierdie game nie, want dinge gebeur. Wie tramp hom en wie inval nie, So dit gaan maar oor fundamentele drywers van die wisselkoers. So ons het die sogenaamde output gap, die gaping wat ons het tussen die potensiële produksievermoë van die ekonomie en wat ons opstaan, hy is deel van die storie, rentekoersverskille tussen ons, die FSA, dit is 'n bietjie volatiliteit aanwysers, daar's 'n klompie veranderlikes wat in die ding ingaan. So ons die model het ook gereken. Hy het nou 2 keer geloop, die eerste keer toe hy nou lewendig gaan, en toe nou verlede Vrydag. Hy het al die repo koersbesluit ingesluit. So toe hy al gesê die rand gaan verswak. So die verswakking was voorspel, maar daai modelletjie het gedink meer hier na R16 iets in die 60 toe. Nie so kwai soos wat hy toe gedraai het by die 16.80 nie. En die langer termyn vooruitspelling, so daar's 1 week, 2 week, 3 week, 4 week, en dan 2 maande, 3 maande, tot by 6 maande voorspellings. Selfe storie as wat mense nou lees ook, dit is maar 'n verswakkende rand in die tweede helfte van die jaar. En dan verswakking praat ons van? Ook in die rigting van 1680, 1690. So as jy nou al 'n 90% band stel, dan kan dit heelwat hoër gaan. As jy nou sê, maar dis moontlik dat daar 10% afwyking kan wees van jou voorspelling op en af. Maar dan praat jy eerder van die 1820s as van dit kan nie reg wees nie. 1720s. Maar jy gaan laat mense verskriklik skrik hulle hier laat skrik nie. Gaan lees die verslag. Is heel beste voor jy iets doen. So 'n verswakkende rand is maar die storie. Ek wil sê dit is nou die model weet nie wat gaan in Amerika gebeur nie. Ek meen, daar is ook Amerikaanse syfers deel van die storie, maar as hulle inflasie dan nou skerper afkom of onder druk, besluit die Fed om van hulle koerse te sny. En ons hou nog rondte. Onder politieke druk, en seker goed waar dan natuurlik nou nie in ag gaan meer. As daai gaping tussen hulle en ons rentekoerse groter word, dan gaan dit weer goed wees vir die rand. Dan kyk mens na 'n effe sterker wisselkoers. Maar dis nou 'n moeilike waarskynlikheid om te raai. En dis nou weer as gevolg van die oorlog wat dalk gaan eindig
oliepryse wat afkom, hulle inflasie wat afkom. So dit kan so 'n hele sentimentgedrewe oorlog tipe situasie ook wees. Met 'n verkiesing in die agterkant. So daar's politieke redes ook. Die oorlog is baie onpopulêr en daar's omtrent nie 'n opname wat wys dat mense dink dit gaan goed of hulle is tevrede nie. Ek dink binne daai konteks sal 'n klein rentekoersverlaging dalk nou die Republikeine goed doen en president Trump weet dit. So daai dinamiek is eintlik af onafhanklik van hierdie moet sê fundamentele ekonomiese faktore. Dit beïnvloed dit en dan sal dit deel word van die model, maar op die oomblik is dit praatjies. Ons kan nou elke week ietsie sê oor waar staan die vooruitskatting, net so vir die interessantheid. En ek gaan dit sommer op my webwerf sit as 'n blogpost aanvanklik, so reg aan die onderkant by econprovaldo.co.za. Ja, en dalk vir ons 'n verslag stuur, dan kyk ons of ons dit sommer op ons WhatsApp groep met die ouens kan deel as jy kan. Waldo, oliepryse nou, wat aan die hoë kant, ongelukkig, daar was nou so, ek dink 4 aande sonder enige skietery in die straat van Hormuz, so hier en daar het skepe nou weer deurgekom, maar dit is ver onder wat dit tipies moet wees, so die oliepryse aan die hoë kant, die rand aan die swakker kant, nie goeie nuus vir brandstofpryse nie. Koste, soos as einde van die jaar te beweeg, dit is 'n bietjie. Dit is maar problematies, hoe vinniger daai uitgestryk kan word, hoe beter. Moeilike dinge daar aan die gang. Ek dink daar's nou tot Saudi skepe wat Kaap omvaar om die moeilikheid in die Rooi See waar die Houthis nou besluit het hulle skiet nou op Saudi skepe om dit te probeer vermy. So daar's nou daar's nou 2 knelpunte daar. Die een is nou spesifiek die Houthis het nou of hulle eie moeilikheid met Saudi opgetel, maar dan natuurlik die straat wat ons nou weet is 'n uitdaging. So ja, voor daai nie draai maak jy onder grens van Afrika ook toe nie. Gelukkig dink ek is so spylig. Ja. Okay, dankie Waldo, ek waardeer, baie dankie vir jou tyd vandag, dit was weer insiggewend geweest, en ja, dan gesels ons volgende week met al die kykers oor daai model en wat hy vir ons sê, want daar's elke week lekker bietjie nuus wat inkom, en dan kyk ons hoe pas hy aan en ek sal op wat is. Dankie Johnny. Hierdie ekonomiese oorsig word met trots aan jou gebring deur FFG. Sien weer volgende week.